Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiedag. Prof Koenig volg 'n baie interessante redenasie wanneer hy oor die doel van die skepping praat as die eer van God. Onthou dat in die tyd van die Ou Testament het die meeste volke geglo in 'n veel godedom. Daar was amper 'n God vir elke aspek van die lewe. Sommige was beskou as belangriker en magtiger as ander. Maar die uniekheid van die God van die Bybel is dat hy die een en enigste God is en dat niks of niemand groter is as hy nie. So het die Babyloniërs dan geglo dat onbelangrike gode die mense gemaak het, omdat hulle nie meer bereid was om self die swaar werk vir die belangrike gode te doen nie. Maar dis nie hoe die God van die Bybel, die God van Israel, werk nie. Die Eerste Vatikaanse Konsilie van die Katolieke Kerk het soos volg oor die skepingsdoel besluit. God het die wêreld deur sy goedheid en oneindige mag geskape, nie om sy geluk te vermeerder of om volmaakter te word nie, maar om sy geluk en volmaaktheid te openbaar deur die goedheid wat hy aan die skepsels gee. Volgens Prof Koenig kan ons dan van twee kante af na hierdie formulering kyk. Eerstens, die skepingsdoel van God is om sy goedheid met ons te deel. Dis nie net 'n baie mooi formulering nie, maar dis ook die waarheid. Hoe graag wou God nie sy grootheid en heerlikheid en goedheid met Israel deel nie. Hy wou hulle voorspoedig maak, sodat al die volke Jerusalem toe sou stroom om hom daar te kom dien en iets van sy goedheid daar te ervaar. So beskryf Jesaja dit in hoofstuk 2 vers 2 tot 5, hoofstuk 60 vers 3 en ook Jeremia in hoofstuk 3 vers 17. Ons moet immers onthou dat die doel van die skepping die eer van God is. En die God van die Bybel is die God van liefde. Die God wie se grootste eer juis sy eie selfprysgawe is. Die liefdesoffer in die vernedering en kruisdood van sy geliefde seun. Die eer van God is nie selfsug nie. Dit kos hom iets. Dit kos hom eintlik alles. Maar dis juis waarom hy die wêreld en die mens geskep het. Anders was daar mos nie iets om sy liefde aan te bewys nie. Dit bly 'n wonderlike gedagte, dat God ons gemaak het om sy goedheid met ons te deel. As dit die doel van die skepping is dit ook ons die doel van ons bestaan, om hierdie goedheid van God te ontvang, te geniet en te erken deur uit dankbaarheid sy naam te eer. Dis waarom ons hier is. Dis die rede vir ons bestaan. En wanneer ons dit uitleef, is ons gelukkig of salig, want dan deel ons in God se geluk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om altyd raak te sien dat U goedheid aan ons bewys. Dat ons dit geniet en dat ons U sal eer daarvoor, sodat ons ook ware geluk in die lewe kan hê. In Jesus se naam. Amen.